Dis aangenaam om met jou te kan praat in hierdie reeks oor karakter en integriteit. Nou, 'n mens se karakter kan vergelyk word met 'n paar voorbeelde wat ek graag wil doen. In die eerste plek kan 'n mens aan jou karakter dink as die fondasie van 'n gebou. Nou, 'n gebou se fondasie, soos 'n mens se karakter, is nie op die oog afsigbaar nie. 'n Fondasie lê immers onder die oppervlakte. Die fondasie bepaal egter hoe die gebou gaan lyk, hoe danig sy vorm gaan wees en hoe hoog dit gaan gebou word. 'n Fondasie bepaal egter veel meer as dit. 'n Fondasie van 'n gebou bepaal ook sy ware sterkte, sy blywendheid, sy duursaamheid. Jesus het eenmal hierop gesinspeel toe hy verwys het na 'n huis wat op die rots gebou is teenoor een wat op sand gebou is. Daar in Matteus 7 vanaf vers 24 tot 27. 'n Huis wat op sand, op 'n swak en onstabiele fondasie gebou is, mag vir 'n wyle ewe goed vertoon as een wat op 'n goeie fondasie, rots gebou is. Maar die verskil kom egter aan die lig in tye van teëspoed en ongunstige omstandighede. Dis dan wanneer die betekenis en noodsaaklikheid van 'n goeie fondasie duidelik word. Die sterkte en blywendheid van enige gebou word eerstens en bo alles deur sy fondasie bepaal. 'n Gebou wat begin krake en barste wys, se probleem lê in die meeste gevalle by 'n onvoldoende swak fondasie. Soms is dit 'n bouer wat oneerlik was en wou spaar en te min sement in die mengsel van die fondasie gegooi het. Aanvanklik het die mengsel dieselfde gelyk en geruik as die regte een, maar mettertyd het hierdie swakheid elders kop uitgesteek. Dit maak nie saak hoe goed die gebou gepleister is en hoe mooi dit versier is nie. 'n Ontoereikende fondasie se negatiewe gevolge en letsels kan nie onbepaald weggesteek word nie. Nou, wat geld vir 'n gebou en sy fondasie, geld eweneens vir 'n mens en sy karakter. Die fondasie van 'n mens se lewe word grootliks deur jou ouerhuis en opvoeding gedurende jou kinderjare gelê. Later veranderings en aanpassings aan 'n mens se karakter kan wel plaasvind, maar dit kom nie maklik nie en verg dikwels krisisse, trauma, pyn, letterlik en figuurlik. Hoe lyk jou en my fondasie, ons karakter? Is dit sterk? Is dit gesond? Dan is daar vir ons 'n toekoms. Tot volgende week.